groet jou vanoggend met die sekerheid van God se liefde, sy teenwoordigheid, sy genade en sy vrede, waarmee hy ook vanoggend vir jou wil vashou. Julle almal ken heel moontlik die uitdrukking, of jy weet in daai situasies wat jy vra, wat is die tyd? Of die tyd het verskriklik vinnig verbygeloop, dat jy nie kan dink dat dit so vinnig belyk, of dit voel, het die dominee se horlosie gebreek, weet hy nie, hy moet klaar kry nie. Nou, vanoggend vertel hierdie blou en hierdie kers en hierdie pragtige kraanse vir ons, om vir ons te sê, die antwoord op wat is die tyd? Die tyd vir die kerk is die aanbreek van God se kalender. Dit is die nuwe jaar vir God se jaar. So dis baie anderste as jou en my almanak. Dis baie anderste gestruktureer met waar ons almanak in die werk, en is dit 'n lineêre almanak wat begin gaan aan en dan hou hy nie op nie. Terwyl God se almanak is 'n ronde sirkel. Jy sal baie sien die sterk simbool van sirkel in ons as gelowiges se lewe, om daarmee iets uit te beeld van die ewigheid van God se liefde. Ons leef in God se kalendertyd. Die adventstyd wat ons inlei, is die 4 Sondae voor Kersfees. God se kalender wil nie vir ons iets wys van iets wat aftel nie, maar God se kalender wil vir ons kom wys van hoe werk God in hierdie lewe. So dis nie 'n historiese herdenking aan die geboorte van Jesus nie, maar ons vat die geboorte van Jesus waarna ons uitsien, om ook iets te vertel van hoe ek en jy in ons daaglikse lewe kan leef. So die kalender van wat die kerk gebruik is om te sê, ons moet iets verstaan van God se ritme, sodat ons kan oop wees vir daai selfde ritme in ons eie lewe. Nou anderste as wat die wêreld met sy kalender, met die oog op Kersfees, besig is om te bak, en besig is om geld iewers te bymekaar te skraap vir al die geskenke, en al die etes, en almal uitgeput is na al die partytjies toe wat hulle gaan, is die kerk se gebruik eintlik oor al die eeue, vir die 4 Sondae om eintlik in vas en gebed te gaan. Dis nie net die vastyd van 40 dae voor lydenstyd nie, maar dis ook 'n vastyd wat die kerk gesê het, ons wil regtig soek, ons wil ons harte oopstel, sodat ons kan sê, Here, is my hart oop? Soos wat die krib, soos wat die stal oop was, om hierdie seun te ontvang. Soos wat die skaapwagters oop was om te besef dis God wat praat en dis nie net 'n vreemde verskynsel nie. Soos wat die heidense ou wyse manne oop was om te sê hier is iets groter besig om te gebeur. Sê ons in hierdie tyd, Here, ek wil stil word, ek wil my afsonder om te sê, is ek oop dat U ook in my lewe gebore kan word. Here, U weet waarmee ek sukkel. U weet wat my uitdagings is. U weet wat die goed is wat vir my bang maak. U weet wat die goed wat vir my bekommerd maak. Maar ek wil oop wees sodat U in hierdie lewe van my ook weer kan verskyn. Want ons wag vir U finale verskynsel. Ek wil in pas wees, sodat wanneer U weer kom, dat ek deel sal wees van U wederkoms. So wanneer ons hier sit, en ons sing saam met mekaar, en ons hoor hierdie prachtige Kersliedere, dan is dit nie 'n geskiedenisklas nie. Dan is dit 'n lied om te sê, Here, net soos U 2000 jaar opgedaag het in hierdie wêreld, om vir ons die grootste en die beste en die mooiste nuus te kom gee. So wil ek my hart oopstel, dat U ook kom opdaag in my lewe hierdie jaar. Sodat ek ook kan deel wees, wanneer U weer kom. En dan, een van die mooi gebruike, wat deur die eeue vir ons bewaar is, staan nêrens in die Bybel nie, maar ons mag ook goed vir ons skep, wat vir ons help herinner, aan hierdie God, wat in my lewe wil kom aanbreek.
In die donkerte steek ons vandag dan as simbool 'n eerste kers op die adventskrans aan, en hierdie kers herinner ons aan hoop. In donkerte is daar geen beter teevoeter vir donkerte as juis hoop nie. Kom, ek gaan voor in gebed en ons bid saam. Almagtige God, wat 'n ongelooflike voorreg om ons kleinheid en ons nietigheid U te kan aanspreek as ons Vader. Wat 'n ongelooflike voorreg, Here, om deur die genade van Jesus Christus te mag droom oor 'n groter, beter lewe. Wat 'n ongelooflike voorreg, Here, dat ons kan uitstap met die krag van U Heilige Gees wat in ons is, om ons elke dag te help, om ons tyd so te gebruik, dat ons ook U nuwe koninkryk deur ons lewe sal verkondig. Dankie, Here, vir die voorreg, dat U elkeen van ons wat hier sit vanoggend, wil gebruik as 'n interpretasie van U evangelie, 'n stukkie verduideliking van wat U bedoel met U liefde, U genade, U vrede, U hoop, deur elkeen van ons se lewens. Ag Here, ons mis dit baie keer, ons val so vas in die ritme en in die kalender daar van hierdie wêreld, dat ons vergeet dat ons eintlik deel is van U groot kalender. U kalender wat uitloop op die finale verlossing. Here, ons is so angstig besig om na ons tyd en ons eie skedule te kyk, Here, dat ons U tyd mis. Die tye wat U wil deurbreek, die tye wat U deur ons groot dinge wil doen, dat ons hierdie wonderlike geleenthede so maklik deur ons vingers laat glip. En daarom ook vir hierdie Kerstyd wil ons vanoggend sommer net ons harte kom stil maak. Liefdevolle Vader, wil U vir ons help voorberei. Soos wat ons Kersbome voorberei, soos wat ons huise voorberei, soos wat ons voorberei vir die families wat kom kuier, of vriende, of die vakansie waarop ons gaan. Here, dat dit vir ons net wys na 'n dieper voorbereiding wat ons in ons hart nodig het. 'n Regpak, 'n skoonmaak, 'n gereedmaak, 'n oopmaak en 'n sensitiewe uitkyk, sodat ons vir U kan herberg kom gee in ons hart, sodat U weer op soveel plekke in my lewe gebore kan word. En dankie dat ons dit vanoggend met mekaar kan deel in liefde, mekaar kan aanmoedig en mekaar uitnooi, dat ons hierdie pad kan loop, van Advent wat ons wil herinner aan die God, wat in ons lewe wil intree. Here, ons bid vir ons gemeente, met soveel dankbaarheid, dat U ons op soveel maniere gedra deur hierdie jaar. Ons wil U loof en prys dat U soveel mense gebruik en met soveel gawes ons gebruik om hierdie gemeente as 'n getuie van U evangelie op te rig. En so wil ons bid vir ons broers en ons susters wat nie meer by ons kan wees nie, omdat hulle of siek is, of dat hulle werk met 'n skedule in die wêreld wat hulle so vashou dat hulle nie hier kan wees nie. Mense wat swak geword het. Ons bid vir elkeen van hulle dat hulle vanoggend ook U ervaring mag hê dat hulle deel is van U liggaam. U wonderlike heelmaakproses wat U op hierdie aarde doen. En dan bid ek nou vanoggend vir ons eie harte, dat ons met die lees van die skrif, dat U Heilige Gees daardeur hoorbaar sal wees. En dat ons kan sien waar U in ons eie lewens ook die lig wil kom aanbreek. Ons bid dit in U naam. Amen. Paulus skryf vir sy gemeente, interessante gemeente opset wat hulle beleef in Rome, is dat daar is, nou vir 'n groot deel, was daar
kon die Christene in Rome by mekaar kom en hulle kon baie maklik vir mekaar ook die evangelie bring. En baie slawe, soldate en dan baie van die vrouens, die ryker man se vrouens, het aanklank gevind by hierdie kerk. En dit het oorwegend gegaan dat dit dan nou heidense nasies was, wat glad nie die Joodse tradisie gehad het nie. En dit het toe nou maar gemaak, soos wat oralste ek en jy mos met mekaar sukkel, as jy anderste as ek is, dan wil ek nie vir jou ruimte maak nie. Ek wil jou dwing om of bietjie my streke en neigings aan te leer, of ek wil vir jou sê, weet jy, as ek en jy nou nie dieselfde kan wees nie, wil jy nie net vir jou ander kerkie kry nie. En dit gebeur toe nou hier in hierdie vroeë kerk, dat die Jode sê, maar ons kan nou nie met hierdie ouens wat enige vleis eet, saam bid nie. En dan verduidelik Paulus, ek gaan nie vir julle triek val nie. Daai era is verby. Hier's 'n nuwe tydperk wat God ingelei het. Ons doen nie meer die seremonies nie, ons doen nie meer die offers nie. Die wet se straf om mense te stop wat besig is om goeie dinge te doen is nie meer van geld nie meer nie. So ons is in 'n nuwe tydsgreep en ons moet in pas kom met dit wat God wil doen deur ons. En dan begin hy in Romeine en dan sê hy sommer dadelik betaal jou skuld. Hoor, enige skuld wat jy het, betaal dit. Eintlik wat hy daarmee wil bedoel is maak jou vry dat jy kan leef soos wat God wil hê jy moet leef. Moet niks aan ander mense skuld nie, behalwe om absoluut lojaal en vol liefde teenoor hulle te wees. Daar's niks iemand wat aan ons verskuldig is nie. Ons is aan die wêreld liefde verskuldig. Ons is dit verskuldig aan die wêreld om vir hulle te wys, daar's 'n ander manier van lewe. Ons is verskuldig aan die wêreld om vir hulle te wys, daar's liefde en daar's vrede en daar's genade. Dis nie iets wat ons eie nie, ons is nie entitled daarop nie, en ons kry dit. As jy ander mense liefhet, het jy die hele wet van God nagekom. Sê die hele wet van God gaan daaroor, oor wat doen ek aan ander. As ons sê ons het vir God lief, dan moet ons dit sien in wat ek aan ander doen. En hy maak hierdie bold statement om te sê, as jy ander mense liefhet, het jy die hele wet van God nagekom. Al die voorskrifte in die wet. Jy mag nie seksuele verhoudings met iemand buite jou huwelik hê nie. Met ander woorde, die ander. Jy mag nie iemand anders vermoor nie, die ander. Jy mag nie iets vat wat nie aan jou behoort nie, van die ander. Jy mag nie dinge begeer wat nie joune is nie, die ander. En al die ander voorskrifte kan in een enkele sin saamgevat word. Jy moet jou medemens net soveel omgee soos vir jouself. Want hy weet hoe sterk die ego is, né? Hoe maklik ek entitled voel, hoe maklik ek te nagekom voel. Hy sê, moenie daai energie op jou gebruik nie. Besef dis wat ander mense nodig het om versorg te word. Sulke soort liefde benadeel nooit ander mense nie. Daarom, wanneer jy ander mense van harte liefhet, gehoorsaam jy die ganse wet. Nou skryf hy, julle moenie so vasgevang raak in julle besige lewens, dat julle nie agterkom hoe laat dit al is nie. Hy sê dit, die een ding wat ons dryf in hierdie lewe, is die wet van God. Die wet van God was nooit gegee om te sê, as jy dit nakom, gaan jy hemel toe nie. Nee, die wet van God was nog altyd gegee om te sê, jy's my kind, dis die karaktereienskappe wat jy vir jouself moet begin aanleer. So die wet was die spieël wat God wou voor ons gehou het. Wat doen die mense ego daarmee? Hy sê nee. Ons gebruik dit as ons verdienste. As ek die 10 gebooie nakom, dan kan ek gered word. Hy sê nee, glad nie. Dit is om net vir julle te wys, dis wie julle moet wees. So in Jesus kom wys hy vir ons, dis eintlik maar wie julle moet wees. In Jesus word die wet vervul, nie vervang nie. Die wet wil kom op 'n punt om te sê, okay, dis waarmee God in jou en my besig is.
En nou sê hy, ons kan so vasgevang word dat ons die tyd en die ritme van God in ons eie lewe mis. Hy sê, as 'n tyd vir alles. Dit kan twee dinge beteken. Dit beteken, daar sal 'n tyd wees wat ek bietjie meer aan myself en aan my lewe en my geestelike wêreld kan aandag gee, en dan sê daai stilletjie, daar's 'n tyd vir alles. Dit is so, maar daar's ook 'n tyd vir alles. Alles het 'n begin en 'n einde. Daar kan 'n tyd wees waar die tyd verby is. Daar kan 'n tyd wees wat jy eintlik God verpas het in jou eie lewe. Daar kan 'n tyd in jou lewe opdaag wat jy sê, my lewe het geen betekenis, want ek was nie in tyd, op tyd met God in my lewe nie. Kyk, die einde, die groot dag van die Here is voor die deur. Trouwens, dit is sommer al baie nader aan ons, as toe ons tot bekering gekom het. Daarom moet ons wakker word. Ons moet nie aan die slaap leef nie. Ons moet die tyd uitkoop, ons moet die tyd raak sien. Ons moet sensitief wees vir God wat aan die beweeg is, sodat ons aan hierdie avontuur van lewe kan deelneem. Ons moet asseblief nie probeer oorleef nie. Ons moet saam met die Here leef. En daarvoor het ek nodig dat ek wakker word. Sodat ek God kan sien beweeg en sodat ek God kan ervaar in my tyd waarin ek leef. Die nag is verby, dis al amper dag. So daar's daarom vooruitskouing om te sê, Eskom gaan nie vir ewig ons land regeer nie. So Eskom gaan op 'n stadium ook weg wees, dan gaan daar weer lig wees, en dis glad nie wat die teksvers sê nie. Hy sê, die impak van nag is verby. Jy kan maar begin regmaak vir die dag. Nou boere sal iets hiervan weet, né? Julle het mos so tussen 4:00 en 4:30, dan gaan daar 'n vreemde natuurwekkertjie by jou af, dan staan jy op. As dit nog nag, maar jy weet die nag is verby. Jy gaan klim nie terug in die bed nie, jy maak koffie, jy begin jouself regkry, want die dag is op pad. Nou gebruik Paulus oor en oor hierdie taal om te sê, ouens, ons leef in 'n tyd waarin God groot dinge deur ons wil doen. Deur jou wil doen. In jou wil doen. En dit is die belangrikste. Dat ek moet God eintlik toelaat om eers in my te werk, voor ek wil hê, hy moet my gebruik om vir hom te werk. Want wanneer God in my gewerk het, dan gebeur daar dinge rondom my. Dan is daar 'n stukkie lig wat aanbreek in hierdie donkerte. Ons moet dadelik ophou met al die sondes wat tot die donker hoort en begin leef soos mense van die dag wat God se wapens van die lig aan het. Ons moet net doen wat God sê. Skandelike dinge soos uitspattigheid en dronkpartytjies, dit is nou jou publieke oogpunt, dis nou net die voorbeelde in sy omstandighede, seksuele losbandigheid en goddeloosheid, dis in jou privaat lewe, 'n bakleierery en jaloesie is nou heeltemal ontoelaatbaar, dis met jou bure en jou mense. Hy sê, oral dis die terreine wat ek vir julle wil kan klaar uitwys. Waar God wil hê, sy lig moet skyn. Waar God wil hê, jy moet 'n verduideliking wees van die evangelie, daar's eintlik 'n ander wêreld. En julle almal ken daai gevoel van, jong, dis daarom maar nice gesê, dis dan goeie wensdenkery, maar kom ek vat jou na die reality toe. Die ding is, dit wat ons realiteit noem, is maar ook gevorm uit ons eie denke, uit ons eie begeertes, uit ons eie drome, hoe korrup, baie van ons drome is meer 'n nagmerrie waarop dit uitkom. Dit wat ons as realiteit beskryf, is nie iets buite ons nie. Dis iets waaraan ons mee werk, dis iets wat ons bou. Armoede is nie daar buite met die ouens wat nie geld het nie. Ons is deel van 'n ekonomiese stelsel wat mense arm maak. As ons praat van die natuur wat besig is om daarmee heen te gaan, ons is deel daarvan. Sê maar, wat gaan dit nou verskil maak as ek nou my papiertjie optel? Gaan ek nou hierdie verwoesting van die natuur keer? Nee, maar dit begin by jou wat jou papiertjie optel. Dit begin by jou wat spaar met energie. Dit begin by jou wat baie meer eenvoudiger leef. Dis waar dit begin. Dit kan nêrens anders te verander as dit nie by jou en by my begin nie.
En nou staan hy en hy verduidelik oor al hierdie sfere waar binne ons leef. Hy sê, dis oralste waar mense moet kan sien die goeie nuus wat deur jou lewe aanbreek. Staan dadelik op. Trek die krag van die Here Jesus Christus aan as julle nuwe klere. Moet nooit enige plek vir sonde in julle lewens gee nie en moet nooit swig vir versoekings nie. Die uitdaging van Paulus is om aan mense te sê, ek en jy leef met 'n God wat in hierdie wêreld kom aanbreek het. Wat ons realiteit kom deurbreek het. En te sê, julle is besig om julleself oor die afgrond te vat. Maar hierdie God kom en hy red ons deur Jesus Christus om vir ons te wys, maar hoe moet ons leef, hoe moet ons pas lyk en wat moet ons rigting wees sodat ons nie oor die afgrond gaan nie. En dan kom die Heilige Gees en hy help en hy rus ons toe sodat dit kan gebeur. Vanoggend is my uitdaging aan jou om te sê, wat in jou lewe het nodig dat God daar moet gebore word? Miskien is die vraag nie oor wat moet jy alles verander nie, maar miskien is die vraag oor wat moet jy alles ophou doen, minder van doen, sodat jy hierdie stem van God kan hoor. Want Paulus waarsku, hy sê mense, ons kan leef, maar ons kan aan die slaap leef. Ons kan mekaar sus met die evangelie. Ons kan mekaar hiernatoe kom, soos wat ons nou geleer het, 'n sigaretjie en 'n koffietjie is daai vinnige dopamien. Maar dit is eintlik net so 'n soothing gevoel wat jy vir jou gee as jy opstaan in die oggend. En jy sien hierdie dag vir jou lê. Jy sê ek moet my koffie. En hy kaffieïn gee net so 'n soothing gevoel. Dit is so 'n misleidende gevoel van ag okay, alles is okay, jy gaan dit maak. Sê maar dis 'n bedreiging, dis eintlik 'n misleiding, daai gevoel. En ons het baie keer gebruik ons die geloof as so 'n soothing gevoel. So ons moet wakker word dat ons nie hier sit en ons sus nie. En ons mis die tyd van God wat aangebreek het in my lewe, waardeur hy my siel wil wakker maak. En nie om 'n predikant te word nie, asseblief. Daar is 'n tekort aan, maar nie almal predikant te word nie. Maar om iets te sien in die natuur, om vir 'n slag wakker te word in die pragtige skepping, om te sê, Here, reken op my dat ek hier is, om vir hierdie skepping se welsyn op te staan. Om jou sielsoë oop te maak vir jou lewensmaat. So baie keer is die uitnodiging om nie iewers te in te skakel nie, of iewers te betrokke te wees nie, of iewers te iets by te woon nie. Was daai eerste ervaring sê, Here, laat my hart weer 'n geboorteplek word vir U. Sê, dis 'n wonderlike funksie wat 'n mens het, né? Jy kan hom so, jy kan jou alarm stel, dan stel jy elke 10 minute, druk jy hom af, dan snoes hy, kyk as jy bo 50 is, dan sit jou blaas, né? Hy van 4 uur af, hou hy jou besig. Dan probeer jy hom op snoes hou, tot jy later sien, okay, my tong is nou 'n laai, ek moet move. Okay, daai deel word ook uitgesny. Dit sal nie die preek op die uitsending wees nie. Wonderlike funksie wat daar is om te sê, 6 uur, kom ek lê net nog vir 10 minute. Maar die ding is, in daai 10 minute slaap jy so lekker, as hy weer afgaan, dan druk jy hom nog 'n keer en sê, miskien net nog 10 keer, ek het gisteraand gestort, ek hoef nie nou te stort nie. En dan as hy afgaan, dan druk jy hom weer 'n keer en sê, okay, die kinders moet maar vanoggend met Rice Krispies tevrede wees, ek gaan nie vir hulle ontbyt maak nie. En dan as jy hom weer druk, dan besef jy, ek is te laat. So 'n snooze button kan werk tot jy hom net nie moet begin misbruik nie, want dan is jy te laat. Die ander ding is, 'n mens se brein is so gebou dat hy gewoond raak aan die ritmes. Aan die geluid. So ek het 'n verskillende goedjies wat my moet wakker maak, dis Spotify se songs en 'n so 'n liedjie. So dit moet nooit dieselfde wees nie, want ek weet, hier na die 3de, 4de oggend is my brein so geoefen. Ag, moet jy nie steur aan daai knoppie nie, lê maar net, né? En dan hoor jy op die ou end nie eers meer daai knoppie nie. Ek wil vir jou uitnooi, moenie dat dit met jou gebeur nie.
Moenie dat jy God se stem in jou lewe soveel keer snoes, dat jy op die ou end te laat is nie. Te laat nie vir die hel of die hemel nie, te laat vir dit wat God in jou lewe vir jou wil doen nie. Daar's niks so opwindend soos die geboorte van 'n babaatjie nie. Daar's niks so lekker en exciting om dit te mag beleef en dit sien nie. Dis dieselfde opwinding waarmee God elke keer na jou toe kom. Deur die lees van die Bybel, deur iemand wat vir jou iets sê, deur iets wat met jou gebeur, moenie snoes nie. Ou Paulus sê, moenie daai snoes knoppie druk nie. Want dit mag gebeur dat dit te laat is. Hy sê pas op dat jy snoes knoppie so lui, dat jy later nie meer God se stem kan herken nie. Jy is so gewoon daaraan dat jy dit eintlik, dat jy immuun raak teen God se stem in jou. Nou daar was jare terug, was hierdie spreker daar gewees, en dit was een van sy voorbeelde wat my altyd aangegryp het, want hy het altyd met die sakemanne gepraat, die ouens wat dan nou baie geld konseis moet hê, en dan praat hy hulle nou so op 'n punt ook, dan vra hy daarom ook 'n donasie van hulle. Kyk, hy kan nie 'n arm ou soos ek nooi nie, want die donasie sal maar baie skimpie gewees het, hy kan nie oorleef nie, soos 'n baie slim triek, jy fokus op die ouens met die beursies. En hy het hierdie voorbeeld gebruik, om te sê, wie van julle almal, toe haal hy nou so duur bolpuntpen daar uit, het hierdie pen. En daar is so 'n paar ouens wat sê, nee, ons het ook hierdie pen. Sê, dis 'n fantastiese pen. As jy die metaal wat hy gemaak het, is net regte temperatuur, as jy hom hier by jou oor hou. Dis nie 'n koue of 'n plastiek pen, dis 'n lekker sagte gevoel, en daai puntjie is net so gevorm, dat jy hom lekker kan draai, en hy's net mooi dik genoeg, dat jy hom nie deur kan druk tot by jou brein nie. So is 'n fantastiese pen, ek sal vir julle almal aanbeveel, om hierdie duur pen te koop, om in julle ore te krap. En dan is almal, nee, maar dit werk mos nou nie. Want dis mos nou nie waarvoor 'n pen gemaak is nie. 'n Pen is daar om te skryf. Deesdae sal hulle vir jou sê, jy bring niks naby jou ore nie, want dit lyk my ouens raak al hoe meer rower met hierdie pen, en dan wil hulle mind sommer change met hierdie pen. Nee, so, die gedagte agter dit is om te sê, weet jy, moenie 'n namaaksel van jou lewe maak nie. Moenie dat die duiwel geleentheid kry om jou te misbruik vir dit waarvoor ek en jy nie geskape is nie. Moenie vergeet wie jy is nie. Daarom sê Paulus, julle ouens, hoe is dit dat julle loop en aantrek met klere wat nie by julle pas nie? Hoe is dit dat julle tyd en julle energie en julle ore uitleen vir die taal wat gepraat word van verwoesting? Hy sê, die binne in jou hart is daar 'n roep om die mens te wees vir wie jy bestem is om te wees. 'n mooi mens, 'n heel mens, 'n tevrede mens, 'n mens wat met groot opgewondenheid kan leef, 'n mens wat nie bepaal word deur sy omstandighede nie, 'n mens wat nie vasgehou word deur sy verlede nie, 'n mens wat nie lam gelos word deur sy vrese oor môre nie, maar 'n mens wat weet wie sy God is, en 'n mens wat weet wie hy is. Nou, Paulus wil eintlik vir jou sê, jou lewe moet mense laat vra, en waar gaan jy? Jou klere laat mense vra, waar gaan jy? Dis die uitdaging wat Paulus kom, hy sê, trek vir God aan, dat mense kan sê, waar gaan jy? Sodat hulle saam gaan. Iets van die hoop is dat ons reeds nou, en die brein is so gebou om dit te kan doen, ons kan droom oor 'n toekoms, al is dit nie nou werklik hier nie. Ek weet nie wie van julle het almal julle eie huise laat bou nie. Kan julle onthou, wie het almal vir hulle 'n huis laat bou? Niemand nie. Nee, daar is so 'n paar van julle, julle moet nie so beskeie wees nie. Maar 'n huisbou is, jy teken mos eers die plan. En dis al daai uitnodiging van, dis hoe dit lyk.
En dan kry vrouens mos die onmoontlike reg. Daar's nog net lyntjies getrek. As jy sê, hierdie ding gaan dan mooi lyk vir daai kamer, ons moet hom koop, né? En hierdie ding gaan dan dink ek, hoe weet hulle hierdie goed? Hulle het nog nie eens die muur gesien nie. Die muur staan nie eers om die minste te sê, hierdie kombuis, hierdie tafel gaan nou wees. Hoe hierdie tafel gaan pas? Maar hulle het blykbaar daai vermoë om beter te hoop as mans. En dis hoop. Hoop is om te weet, dis die toekoms waarna toe God ons vat. Dis die lewe waarna toe God ons uitnooi, en ons begin onsself regkry. Jesus wat in ons harte kan praat, waarin ek klaar die gevoel van kry, maar dit wat hier is, dit kan nie meer nie, dit mag nie meer nie. Dis verwoestend. En die Gees wat in my hart vir my deur genade 'n ander droom, 'n ander hinkering kom sit. En as ek daai droom, of daai ander hinker, of daai stem snap, dan lyk dit anderste wat ek begin aantrek. Dan lyk dit anderste met dit waarmee ek my besig hou. Dan lyk my tydsbesteding anderste. Dan weet ek daar's 'n tyd vir alles. Alles het 'n begin en 'n einde. En ek moet wakker wees, sodat ek deel kan wees van God se avontuur. Is dit my gebed vir jou en vir my? Mag jy jou hart oopstel, dat die Jesuskind in jou hart ook in hierdie jaar gebore mag word. Mag jy die opwinding en die vreugde en die hoop beleef van die wêreld wat God vir jou wil bring. En mag jy deel wees van God wat besig is om die verlossingsplan te voltooi. En mag jou naam ook aan die einde op die mure geskryf word van die nuwe Jerusalem, as een van die bouers van hierdie nuwe Jerusalem. Amen. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly.